Goeiedag, broers en susters. Welkom hier so by Die Weg, les nummer 31. En dit gaan oor hoe dat die Jode en die Jodegenote dit ervaar het, toe die Here begin werk. En die opskrif is eintlik Jodegenote uit baie nasies was radeloos. En was radeloos en baie verbaas oor die Galileese, hoe hulle in tale gespreek het. En weet jy wat, die kerk het oor jare, ek gaan nou vir u bewys, dat die mens het self besluit oor God se woord. Daar's kerke wat sê, 'n groot kerke, baie goeie kerke. Ek praat van die Southern Baptist in die US, in die Verenigde State van Amerika. Dis 'n groot kerk, dis 'n sterk kerk, hulle is baie sterk op woordlering en ek het 'n respek vir hulle woordlering. Maar ek verloor daai respek onmiddellik omdat hulle dieselfde woord waarop hulle sterk is, verdraai. En hulle sê, daar staan nêrens die woord dat dit gaan gebeur nie. Maar hulle sê, die tale is nie meer vir vandag nie. Hulle sê, dat wonderwerke en daai dinge wat gewerk het in Christus se tyd en in die apostels se tyd en in die Handelinge kerk werk nie meer vir vandag nie. Omdat hulle kragteloos geraak het. Broers, ek weet hoe voel dit. Ek voel ook baie keer, ek het baie wonderwerke gesien in my lewe en God het goddelike genesings deur my handoplegging gedoen. God kry al die eer, maar dit het gebeur in my bedieningstyd. En ek weet dat dit is vandag nog. En die Here het my gedoop in die Heilige Gees met die spreek van tale. Ek beoefen spreek in tale, ek bid in tale. Dis 'n werklikheid vir my. Maar die kerkmense wat nie in geloof kan wandel nie, oor hulle wandel in twyfel. Oor hulle twyfel het hulle besluit om vir mense te sê, tale werk nie meer vir vandag nie. En mense het allerlei dinge wat hulle besluit, wat hulle in hulle ideologie en hulle teologie besluit het, hoe om God se woord te preek. Maar dit is hoekom die Here vandag sê. Die Here sê vandag, as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie en bekeer jou van jou eie denke en jou eie weë en keer terug na my denke en my weë. Hoekom gaan jy nie op jou knieë en vra die Here om jou te doop in sy Gees, en hy wat God die Vader is wat nooit verander nie, sal jou nie 'n klip gee as jy brood vra nie, maar hy sal sekerlik vir jou die Heilige Gees gee met spreek in tale soos nog altyd. God se woord verander nie. Dit staan duidelik dat Jesus self het gesê. Die Bybel is vol daarvan dat God verander nooit. Mense verander, maar God verander nooit. So ek wil hê jy moet na hierdie lesse kyk. En jy moet verstaan dat God het rede, hoekom hy sê, bekeer julle van julle eie weë, julle eie denke. Want julle denke is nie my denke nie. Julle weë is nie my weë nie. Bekeer julle in julle denke. And as a man thinketh, soos jy in jou siel bereken, so is jy. As jy in jou siel bereken, daar is nie met tale nie, dan sal jy nie tale hê nie. Jy sal ook die mense leer om tale te hê nie. In gevolg, die kerk is swak. Die kerk is nie waar hy moet wees nie. Ons moet vinnig verander, want Jesus kom vir 'n bruid wat is soos hy is, nie soos die mense is nie. En ons moet ophou om te sê, God verstaan. Nee, God verstaan nie dat ons sy woord afwater nie. So kom ons lees vandag. Ek kon net weer vir julle, hierdie is les 31, Jode en Jodegenote uit baie nasies. So daar was Jode in verskillende landstreke, lande, volke, nasies en tale waar hulle gebly het, en dan wanneer die fees van Pinkster kom, die Pinksterfees, né? Of die fees van die Hittefees, of wat al die feeste, dan kom hulle Jerusalem toe om die fees te vier. En as gevolg daarvan was daar baie mense uit 18 verskillende landstreke, etniese groepe in verskillende lande, en hulle word gelys in Handelinge 2. Ek gaan dit vir julle nou lees.
En hoeveel keer het Piet van Heer en ek dit nie al gelees, en dan lees ek deur dit, en dan besef ek nie wat ek lees nie. Dan besef ek nie eers wat daar staan nie. Want ek sit met 'n vooropgestelde idee. Ek is vooropgestel deurdat ek na leringe geluister het, wat nie van God is nie. Maar kyk wat sê die Bybel. Ek gaan vanmôre dit vir u lees. Volg saam met my. In Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 12. Op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, vir die eerste maal in die mensgeskiedenis, het daar iets magtigs gebeur. Kom ons lees dit, vanaf vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Eendragtig. En daar kom skielik, langs net eers sê, wie is hulle wat eendragtig by mekaar was? As jy vroeër in Handelinge 1 lees, jy sien, Jezus het voor hy opgevaar in die hemel, het sê, gaan na die bovertrek, en wag daar tot die Heilige Gees uitgestort is. Julle doen niks, voordat julle nie die Heilige Gees ontvang het nie. Interessant genoeg, Petrus verkies 'n 12de apostel in die plek van Judas, voor die Heilige Gees uitgestort word. Dink 'n bietjie daaroor. Dis mos nie wat die Here gesê het. Hy sê, julle moet niks doen nie. Wag, om deur die Heilige Gees aangedoen te word, vanuit die hoogte. Nou kom ons lees nou weer. Hy sê, en toe die Pinksterdag aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, in daai bovertrek. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. Hulle sê dit geklink soos klomp bouings wat gelyktydig opstyg. Julle weet hoe geweldig klink dit as 'n bouing opstyg. Maar 'n klomp bouings, mense het geskat, dit sommer kan 'n hele klomp bouings wees. So geweldig was daai geluid van die rukwind. En hy sê, en dit het die hele huis gevul. Dit het die hele huis gevul. Maar oor die koms van die Heilige Gees vanuit die hemel uitgestort op die mens in die bovertrek, nie in Jerusalem nie, nie op die aardbol nie, in die bovertrek, waar Jesus, die koning van die konings en die Here van die Here, gesê het, hulle moet wag om daai aandoening te ontvang. Nou staan hierso, die hele huis is gevul, en luister mooi, waar in die ou verbond, in die Ou Testament, toe hulle uit Egipte land uitgetrek het, was daar 'n wolkkolom, bedags, wat hulle gekeer het, dat hulle nie in die son doodbrand nie. Het maar weer 'n koel skare weer gehad, deur die woestyn. Daai selfe wolkkolom was die Heilige Gees. Een wolkkolom was 'n vuurkolom in die aand, wat hulle verwarm het, want in die woestyn sê jy doodgaan van koue, aan blootstelling. Maar daai selfe Heilige Gees teenwoordigheid wat hulle begelei het, wat hulle gelei het, wanneer moet hulle trek, waar moet hulle kamp, die Heilige Gees het hulle gelei deur 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom snags. Maar daai selfe vuurkolom het hulle warm gehou en warm gemaak. Dit is geweldig interessant hierdie goede, en ons skiet dit af vandag. Ons het die Heilige Gees nodig, absoluut. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Kerk kan nie kerk wees as daar nie die Heilige Gees is wat dit lei en wat dit beheer nie. Ons moet ophou om die kerk self te beheer. En hy sê so vers 3, toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, hulle is almal, dis 11 van hulle, 11 apostels, want Judas is mos nou nie meer daar nie, 11 is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale. Aha, so daar's nou groot klomp kerkgroepe wat sê daar's nie meer tale nie. Ag, asseblief, dink 'n bietjie mooi. Ons vra God, waar het hy dit in sy woord gesê dat dit so gaan gebeur? Nee. God se woord verander nie. En hulle begin spreek in ander tale, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het. Hoe kan jy sê, as die Heilige Gees iets gee, kan die mens besluit, die Heilige Gees gee dit nie meer nie? Waar staan dit in die Bybel, dat die Heilige Gees dit nie meer gaan gee nie? En die Heilige Gees het aan hulle gegee, om te spreek. So wat spreek jy? Wat die Heilige Gees jou gee om te spreek. Is dit iets wat jy gaan verstaan met jou verstand? Nooit nie, want dit is 'n hemelse taal.
Maar in hierdie verband, is baie interessant, dit is nie net hemelse taal nie, dit is ook tale van mense en engele, en dit beteken hemelse taal. Maar oor jy self gaan dit nie verstaan wat jy spreek nie, maar dis juist waar geloof inkom, dat jy dit sal spreek, omdat jy glo, nie omdat jy dit in jou brein uitgewerk het nie. Hierdie goede is nie vir die brein nie. Waar het die brein gewerk toe God verskeie tale gegee het by die toring van Babel en die verwarring veroorsaak het, sodat die mens nie weer eens die mens sy eie kop volg, sy eie wee nie. God sê, vul die aarde met my heerlikheid, maar hulle sê, nee, ons gaan nie die aarde vul nie, ons bly net hier, ons bou 'n toring tot in die hemel. Ons gaan hemel toe, ons bou ons eie toring, ons het ons eie manier om in die hemel te kom. Die Here sê, nee, julle manier om in die hemel te kom is om die aarde te vul met my heerlikheid. So, kan jy sien, die mens maak aan mekaar hierdie fout, om goede te beredeneer en uit te werk, en dan katekismes te skryf, van mense sê, so moet die kerk lyk, dis die kategese. Nee, kom ons kyk wat sê die woord, hoe moet die kerk lyk. Kom ons kyk hoe het hulle dit in Handelinge gedoen. Daar is Handelinge, daar is die briewe van die apostels. Dis ons riglyne. Kom ons doen, soos wat daar in die skrif staan, die Heilige Gees sal die res doen. Ons moet net bereid wees om hom te volg. Nou luister mooi wat staan hier. In vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon. Hoor mooi, Jode gewoon. Godsdienstige manne. Godsdienstige manne, ek herhaal dit. Uit elke, hoor nou mooi, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. Hulle was die mekaar. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. Hulle was verbaas, hulle was verstom, hulle was oorweldig. Want elke een van hierdie Joodse mense, Joodse manne wat in verskillende lande woon, wat verskillende tale praat in daai lande. Hierdie Galileërs kon net Galilees praat, net Galilees. En jy gaan dit nou sien, dit staan hier in die Bybel, dis nie wat Piet van Heerden sê nie. Maar hierdie Galileese manne spreek in tale wat hulle self nie kan verstaan nie. Maar hulle spreek het so korrek, dat die mense wat in hierdie verskillende lande hoor elkeen in hulle eie taal presies wat God sê, in hulle taal. En hulle is verstom omdat hulle weet, maar die Galileëse kan nie hierdie taal praat nie. Hoe is dit? Hoe is dit moontlik? Wat gaan hier aan? Dis bonatuurlik, God gaan aan. God het gekom. Nou dis wonderlik. En hy het onder ons kom woon. En hulle sê vir mekaar, is almal wat daar, dis nou als in vers 6, nee, ekskuus, dis vers 7, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? Ek wil maar so sê. En dan sê hy, en hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Yes, this is amazing. Yes, die Here is net die Here. Daar's nie iemand soos die Here nie. Ek sê vir jou, mense moet nie probeer om die Here te verander, om die woord van die Here te verander. Kom ons lees verder. Vers 9 sê, hier is hulle, daar's 18 van hulle, 18, en raai hoeveel apostels was daar? Sonder Judas, né? Hoeveel apostels, Galileëse apostels was daar? 11. Hulle praat in 18 verskillende etnisiteite groepe, Jode in verskillende landstreke, hulle taal. It is amazing. Broers, ek het al baie hierdie gelees, maar ek het dit nog nooit verstaan soos ek het vanoggend verstaan nie. Hy sê hierso, hier luister julle, Paters, Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, dis Afrika, Egipte is Noord-Afrika en Libië is Noord-Afrika. By Sirene, dis daai strook daar in die Middellandse See. En Romeine, dis in Italië, wat hier vertoef, wat hier nou in Jerusalem is vir die fees van eers die Loofhuttenfees, toe die Paasfees en nou die Pinksterfees. Dis waarvoor hulle in Jerusalem is.
hulle het van hulle lande afkom, en hulle hoor Galileese manne praat in al hierdie tale. Dis 18 verskillende tale wat hier gelys word in Handelinge. Nou waar is die mens wat nou met hierdie goed kan twis en stry? Hoe kan ons met God stry? Hy doen dit bonatuurlik, soveel so dat die mense in hulle harte gegryp is. Dis Jode wat vertoef hier, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Woe! Ons hoor hulle in ons eie taal oor hoe die groot dade van God gespreek word. Vers 12. En hulle was almal verbaas en radeloos. Maar hulle het nie raad gehad nie. Hulle het nie 'n verduideliking gehad nie. Broers, dis die beste manier om te demonstreer dat God sê, my denke is nie julle denke nie. Julle denke is nie my denke nie. My wee is nie julle wee nie. Julle wee is nie my wee nie. Daar's 'n massiewe verskil. Dis wanneer jy radeloos raak, wanneer God kom en hy kom demonstreer homself in krag, in heerlikheid. En hulle vra hierdie vraag ten laaste aan die einde van vers 12. Wat kan dit tog wees? Plaas daarvoor dat ons as mense en teoloë op hierdie aarde vra, wat kan dit tog wees? Here, help ons asseblief. Dan gaan God ons help. Hy sal vir sy kinders nie 'n klip gee as hulle brood vra. Nou Jesus het sy bediening begin in Galilea. Die 11 apostels van die lam van Jesus Christus se bediening is voortgesit nou van Pinksterdag af. Nou is Jesus in die hemel, en vanuit die hemel oor die hoof van Christus, die Vader die Gees gegee, soos wat hy beloof het. Die belofte van die Heilige Gees, is 'n belofte, is 'n geskenk. Jy kan nie daarvoor werk nie, jy moet dit glo. Hoe kry ek tale? Jy moet dit glo, jy kan nie daarvoor werk nie, jy kan dit ook nie verstaan nie. God is nie verstaanbaar noodwendig nie. God is God, want sy gedagtes is die gedagtes wat ons mee moet laat vernuwe. Dis hoekom ons gemoed moet vernuwe. Ons moet herdink en herdoen. Ons moet doen. Dink soos hy dink en doen soos hy doen. Broer en suster, moenie nou slim probeer wees en vashou aan wat mense u geleer het nie. Kom ons sê, Here, wat kan dit tog wees? Help ons dat ons u koninkryk kan ingaan, dat ons kan dink soos u dink en kan doen soos u doen. Laat u koninkryk ook in ons kom, dan sal ons kragtiger wees en die kerk sal meer uitgerig kry. Ek wil ten laaste vir julle hierdie ding lees wat ek daar in die les vir julle gegee het. Tydens die uitstorting van die Heilige Gees op die 11 Galileese apostels alleen, net op hulle, was hierdie gebeure vir die Jode en Jodegenode uit elke nasie, volk en taal. Iets wat hulle diep in die hart gegryp het, soveel so dat hulle radeloos van verbasing gelaat was. Radeloos van verbasing. Nou, die teenoorgestelde van dit is wanneer jy jou slim hou en jy sit met 'n doktorsgraad en jy's 'n professor wat by die universiteit vir mense leer, daar is nie meer tale nie. So jy is nie radeloos van verbasing as jy daai goed te leer nie. Hoekom? Want dit is menslike goed. Geen mens gaan verstom wees oor menslike goed nie. Maar mense gaan verstom wees oor die hoogheid van God, die goddelikheid en die heerlikheid van die Here, wanneer die Here kom op 'n manier wat vir jou nie sommer so in die verstand so verstaanbaar is nie, maar dat hy wil hê ons moet ons knie buig en bely dat hy die Here is. Dis wat in die Welsh revival gebeur het, is die Heilige Gees het die mense gebring by die plek dat hulle op hulle knieë neerval en dat hulle bekeer, sodat hulle wee en hulle denke kan skik tot God se denke en God se wee, en daai mense totaal verander. Totaal verander. Ons het nodig om totaal te verander. En God gaan dit doen, hoor. God gaan dit doen. Maak seker, is deel van wat God doen. Moenie dit mis nie. En dan wil ek afsluit deur te sê, die laaste paragraaf het nou die 11 apostels van die lam van Jesus se bediening, het die bediening van Jesus voortgesit vir die eerste 10 jaar van Pinksterdag af tot Handelinge 10. Dis about 10 jaar. Dis omtrent 10 jaar. Van Handelinge 1 tot Handelinge 10. Toe
die Here aan Petrus 'n openbaring gegee het van die laken wat uit die hemel gesak het met al die verskillende diere daarin is, en die Here sê vir hom slag en eet, en daar is 'n klomp onrein diere en rein diere en daar alles weer mekaar, en Petrus sê nee Here, jy het ons geleer ons eet nie onrein goed nie, en die Here sê vir hom wat ek, God, rein verklaar, mag geen mens onrein verklaar nie, maar hoor God kom en hy sê vir Petrus, luister mooi, daar kom 'n transisie, daar kom 'n verandering, van Handelinge 10, van Handeling 1 na Handelinge 10, het julle net onder die Jode gewerk. Maar nou, gaan julle onder die Jode en onder die nie-Jode werk. Ek stuur jou nou in die huis van 'n heiden, Cornelis, en sy familie, en sy streekse mense. Hulle is almal sy vriende en sy familie is daar by mekaar in sy huis. Hulle wag vir jou Petrus. Ek het klaar met hulle gepraat. Ek het aan hulle verskyn deur my selfe gees as wat met jou praat. En gaan nou en gaan gee vir hulle die evangelie. En Petrus was so verward. Hy kon nie glo dat die Here sê hy moet slag en eet aan die onrein diere en rein diere en die mekaar. Die Here sê hy breek die skeidsmuur af tussen Jode en nie-Jode. Hier begin 'n nuwe dispensasie. En broers, ek sê vir ons is nou hier waar die Here sê, hy gaan deur die boerevolk werk om Suid-Afrika te verander en dan die hele Afrika, land vir land, stam vir stam, nasie vir nasie, volk vir volk. En dit sal uitgaan en uitbrei tot die uiterste van die aarde, maar God wil sy woord herskik. Hy wil sy kerk herskik. Hy wil sy woord in die mense hart kry en sy denke kry, sodat ons kan dink soos God dink en doen soos God doen. En as jy vol is van die Heilige Gees, dan doen jy wat God doen. Jy doen nie wat jy kan doen nie. Die Heilige Gees doen al daai goede. En dis waar die kerk moet kom. Dis die bruid van die Christus, om te wees soos hy is. Halleluja. Ek groet u tot volgende keer.